Die Internasionale Suiwelfederasie se 2024 spitsberaad kom onder bespreking vandag en ek gesels met Melt Loubser. Hy is natuurlik bestuurende direkteur van die Fair Cape groep, maar ook onder meer direkteur en visievoorsitter van Melk SA. Melt, net eers verduidelik vir ons wie presies is die Internasionale Suiwelfederasie? Ja, die Internasionale Suiwelfederasie is 'n organisasie wat baie lank aankom. Ek dink hy's gestig in, as ek dit reg het, 1903. En is eintlik maar gestig om gemeenskaplikhede van die Internasionale Suiwelfederasie op 'n wetenskaplike manier te hanteer. Die Internasionale Suiwelfederasie Suid-Afrika is lid daar vanaf 1966, 'n volop betaalde lid. En dit is ook 'n organisasie wat geweldig staat maak op wetenskaplike navorsing. Ek dink daar's in die orde van 1200 hoogs gekwalifiseerde akademici, professore en ander navorsers wat deel met kwessies in die suiwelwêreld, of dit nou te doen het met volhoubaarheid, voedingswaardes, dieregesondheid, dierewelstand, nuwe tegnologie, 'n absolute legio van dinge wat seker maak dat suiwel in die wêreld op die voorgrond bly en dat dit nie net 'n gespreksforum is nie, maar 'n werklik in diepte nagevorsde wetenskaplike standpunt is waarvanaf die federasie uitgaan. Hy verteenwoordig ongeveer 75% van wêreldsuiwelproduksie, so werklik ware 'n baie prominente en gerekende stem in die suiwelwêreld internasionaal, waarvan Suid-Afrika 'n volop betaalde lid vir baie jare is. Wat was die tema van die 2024 spitsberaad? Die tema was trots toegewy aan 'n volhoubare wêreld. Want ek bedoel, die fokus vandag oral en veral in die suiwelwêreld het geweldig verskuif na die volhoubaarheid, die omgewingsvolhoubaarheid, die impak van suiwel en dat suiwel as gevolg van sy geweldige nutriënte digtheid en eintlik 'n voedingsbron wêreld waar sonder die wêreld eintlik nie kan klaarkom nie. Maar dat ons dan dit sien as deel van die oplossing van 'n volhoubare wêreld en nie 'n probleem nie. En dit gaan oor die absolute wetenskaplike navorsing wat daar omtrent gaan om presies te bepaal wat moet gedoen word, hoe kan dit gedoen word, wat moet suiwel doen om sy impak, omgewingsimpak en ander impakte, selfs impak ten opsigte van die voedingswaarde daarvan. Wat moet hy doen om dit te verbeter en het dit 'n ontsaglike fokuspunt in die wêreld geraak, die spesifieke omgewingsvolhoubaarheid as gevolg ook van natuurlik baie verbruikersdruk wat kom as gevolg daarvan, en dit was die tema van die beraad in 2024 en het geweldige traksie daar gekry en 'n reaksie ontlont, absoluut. En hoe gereeld vind hierdie beraad plaas? Die beraad vind jaarliks plaas in verskeie wêrelddele. Lidlande van die IDF kan offer om die kongres in hulle lande aan te bied. Ons het dit gedoen in 2012 in die Kaapstad Internasionale Konferensiesentrum. Die wêreld praat vandag nog met geweldige groot lof van die suksesvolle aanbieding van daai kongres. Verjaar vind hy plaas in Chili, in die suidelike Amerikaanse wêreld. En ons sit verlede jaar was ons in Parys, die jaar voor dit in Chicago. So daar's verskeie plekke en dit is 'n jaarlikse aanbieding. Nou jy het hierdie geleentheid bygewoon namens Melk SA. Wat was veral van toepassing op die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf? Die Melk Suid-Afrika is 'n organisasie wat 'n statutêre fonds namens die Nasionale Bemarkingsraad administreer, en Suid-Afrika se suiwelbedryf het 'n baie spesifieke strategie wat ooreengekom is met die regering en die Nasionale Bemarkingsraad, en ons voer hierdie strategie uit, en Melk SA as die administrateur om te sorg dat die statutêre fondse in belyn is met hierdie strategie van Melk Suid-Afrika. En ons het ook as Melk Suid-Afrika gesorg dat ons strategieë ook baie belyn is met die strategieë van die Internasionale Suiwelfederasie. Met ander woorde, ons word geweldig baie kruisbestuif. Suid-Afrika gaan soontoe,
Ons neem deel aan die gesprekke en die komitees en die vergaderings en die sessies wat daar plaasvind, en in die proses dra ons inligting oor aan hulle, en in die proses word ons geweldig voorsien van diepste verwikkelinge in die wêreld. Ek dink tans is die hele kwessie van dierewelstand, omgewingsvolhoubaarheid, die impak van nutriënte digtheid in die suiwelketting vir die wêreldbevolking van 8 biljoen mense en hoe dit optimaal benut moet word. Alles dinge wat absoluut net so van toepassing is op Suid-Afrika individueel soos wat dit is op die internasionale wêreld. En as ek na al hierdie gesprekke en gespreksforums en komitees kyk waar ons betrokke was, het dit van onskatbare waarde geraak vir die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf. Was daar enige lesse te leer, Meld? Ek persoonlik, as ek nou vir jou kan, as ek nou met, soos wat ek nou van tevore vir jou geantwoord het, as ek nou net dink aan die geweldige intensiteit van besprekings, die geweldige wetenskaplike aard, of vir my om elke ding te gaan ontleed en miskien met 'n fyn kam te probeer om dit hier voor te lê, is amper vir my, is amper onmoontlik. Maar as ek net dink aan die rol wat Suid-Afrika byvoorbeeld kon speel om aan die wêreld te verduidelik, wat is ons as 'n land besig in ons suiwelbedryf om dinge aan te spreek soos omgewingsvolhoubaarheid. Ons fokus op koolstofsekwestrasie. Ons geweldige fokus op en navorsing en ontwikkeling en om die effektiwiteit van ons bedryf te ontwikkel en te verbeter. Jy weet, die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf se effektiwiteit, as jy na die hoeveelheid produsente kyk van roumelk byvoorbeeld en die hoeveelheid roumelk wat geproduseer word, dat ons net in die afgelope 5 jaar met persentasies in die omgewing van 30 tot 40% verbeter op Suid-Afrika se produktiwiteit, met onder andere die geweldige impak wat dit het op volhoubaarheid en op omgewingsvolhoubaarheid. En hoe ons dan in daai gesprekke, wetenskaplike gesprekke, die nodige lesse kan leer, wat ons dan ook weer van toepassing hier kan maak. Dis maar een klein voorbeeld. Wat gaan aan in navorsing en ontwikkeling? Waar lê die fokuspunte van die wêreld? Wat is verbruikersvoorkeure? Hoe lyk wêreldverbruikersvoorkeure? En dit alles kom terug na ons toe en ons kan daai inligting gebruik in ons reklameveldtogte in Melk Suid-Afrika, in verbruikersopvoedingsprojekte, om seker te maak dat die regte boodskappe met die regte inhoud, met die regte kommunikasie aan verbruikers oorgedra word om die bedryf te groei, te ontwikkel tot voordeel van Suid-Afrika. Om jou af te sluit, die groter prentjie, hoe vergelyk die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf met die res van die wêreld? Ek kom al lank aan met die internasionale suiwelfederasie. Ek dien al op van hierdie strukture vir baie jare. Mense begin al praat van die ouderdom, maar ek het nog baie tyd agter my. Maar ek dink Suid-Afrika is 'n top speler in suiwel in die wêreld. Ons is nou wel nie die grootste nie, maar wanneer dit kom by ons tegnologie, by die kwaliteit van ons produsente, dit wat hulle reg kry, as jy na 'n winkel toe gaan en jy gaan kyk hoe lyk ons keuse van suiwelprodukte wat op die rak staan, dis absolute wêreldklas suiwelprodukte en wêreldklas produsente. En jy weet wat dit eintlik nog baie meer noemenswaardig maak, is dat Suid-Afrika eintlik dit reg kry om in 'n totaal gedereguleerde omgewing besigheid te doen. 'n Gedereguleerde omgewing is 'n omgewing waar die staat feitelik geen rol speel in die volhoubaarheid of die bedryf as sulks nie. Jy weet, in baie lande, in baie suiwelproduserende lande, het staatsinmenging 'n redelike groot rol. In Suid-Afrika is dit totaal gedereguleer. En ons almal ken die uitdagings. Ons weet hoe lyk paaie. Ons weet hoe lyk baie van die dinge waarmee, ons weet hoe lyk ons elektrisiteit. Ons weet hoe lyk ons infrastruktuur. En boere en suiwelverwerkers en vervaardigers van suiwelprodukte moet met hierdie goed kompeteer teen 'n internasionale wêreld. En dan kom die ongelooflike ding dat Suid-Afrika eintlik in die laaste kwartaal verlede jaar, volgens die inligting van Melk Suid-Afrika, 'n netto uitvoerder was van meeste suiwelprodukte, onder andere kaas, yoghurt, langlewe melk,
botter. En as jy dink met die beperkings wat binnelands plaasvind, is dit eintlik ongelooflik dat ons so 'n prestasie kan behaal. Want dit beteken, ten spyte van alles, is ons nog steeds kompeterend om in 'n internasionale wêreld mee te ding. En ek dink dis 'n geweldige pluimpie vir die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf. En so gesels Melt Loubser. Hy het verlede jaar die Internasionale Suiwelfederasie se spitsberaad bygewoon en vir ons vandag terugvoer gegee.